Ons nader tot die Here. Dit is wat ons gesing het, Here. En dit is ook ons gebed. Nader, nader, nader aan die Here. En eintlik, Here, sing ons dit, want dit is ons ervaring. Maar die werklikheid is, ons kan nie nog nader aan U kom nie, want U is so naby aan ons. U is nader aan ons as wat ons eie skaduwee is. Ja, Here, U woon in ons harte. U is by ons. U is met ons. Dit is U wat ons vashou, wat ons staande hou, wat ons beskerm en bewaar en wat ons krag gee. En wat in tye van nood ons onderskraag en in tye van hartseer ons vertroos. Maar dit is ons begeerte, Here, nog nader aan die Here. O Skeppergees, kom vanaand, Here, en raak ons elkeen aan op 'n besondere wyse. Dat elkeen van ons in hierdie gebou vanaand die teenwoordigheid sal ervaar. Spreek met ons deur U woord, Here, en help ons, want ons is swak. Help ons, Here, om te hoor wat die Gees van die Here vir ons sê deur die woord. En help ons, Here, om 'n hart te hê wat ontvanklik is vir U woord. Ag, dat ons nie maar net sal hoor en wegdraai en wegstap en maar net voortgaan soos tot nou toe nie, die woord vergeet nie. Nee, Here, maak ons daders van U woord, sodat daardie vrede wat alle verstand te bowe gaan ons deel kan wees, ook nou in hierdie oomblikke in ons lewens, en ons vrug mag dra tot eer en verheerliking van U naam. Kom dan, Here, word U verheerlik. Amen. Vriende, ons gaan saam sing, en natuurlik sing ons lied 433. Ons is nou vanaand by die 3de vers, en die 3de vers sê, kom Skeppergees, skenk ons U krag, vul ons met moed vir elke dag. Ook wanneer pyn en sorge knaag, sal ons met ywer werk en waag. Ons gaan die eerste 3 verse van hierdie lied saam sing, staande. Kom vriende, ons maak dit werklik die gebed van ons harte vanaand, dat die Skeppergees, die Gees waarvan die Nisiaanse geloofsbelijdenis sê, die Heilige Gees, die lewendmakende Here. Die Heilige Gees is die lewendmakende Here, dat hierdie God wat lewend maak, vanaand sal kom en ons sal aanraak met krag, tot eer van sy naam. Kom ons staan en sing ons hierdie 3 verse hartlik saam. Kom
Vriende, ons skriflesing is uit Handelinge 1 en ek gaan 'n kort gedeelte daar lees van die 6de tot die 9de vers. Toe hulle bymekaar was, het hulle hom gevra: Here, gaan U in hierdie tyd die koninkryk vir Israel weer oprig? Maar hy het hulle geantwoord: Dit is nie vir julle om die tye en spesifieke geleenthede te ken wat die Vader in sy eie mag bepaal het nie. Maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom. En julle moet my getuies wees in Jerusalem, in die hele Judea en Samaria en tot aan die einde van die aarde. Toe hy dit gesê het, is hy opgeneem terwyl hulle toe kyk en 'n wolk het hom uit hulle gesigsveld weggeneem. Tot sover. Die tema dan vanaand, vriende, is kom Skepper Gees, skenk ons U krag. Skenk ons U krag. Lukas beskryf vir ons hier die laaste woorde wat die Here Jesus met sy disippels gespreek het. Dis nou meer as 2000 jaar gelede. Het die Here Jesus hierdie laaste woorde met sy disippels gespreek voordat hy opgevaar het na die hemel. En dit is asof hierdie woorde is so belangrik dat hulle eintlik dwars deur die eeue in die ore van die kerk weer galm. Maar julle sal krag ontvang. Julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom. En julle sal my disippels, julle sal my getuies wees, sê die Here. Julle moet my getuies wees. Hier, vriende, gee die Here Jesus in die duidelikste terme denkbaar, lê hy sy roeping vir sy disippels, vir sy volgelinge en vir alle gelowiges van alle eeue neer, dat diegene wat hom volg, getuies moet wees van die evangelie van verlossing in Christus Jesus. En eintlik is hierdie, kan ons sê, Handelinge 1 vers 8 is die kernteks van die hele boek van Handelinge, want hierdie teks waar die Here Jesus hierdie woorde uiter, julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle moet my getuies wees, luister hoe sê hy, julle moet my getuies wees in Jerusalem, en in die hele Judea en Samaria, en tot aan die eindes van die aarde. En die res van hierdie boek, Handelinge, beskryf eintlik hierdie sending, beskryf hierdie getuienisaksie van die apostels en van die gelowiges. In hoofstukke 1 tot 7 word ons vertel van die getuienis in Jerusalem. En dan van hoofstuk 8 af tot by hoofstuk 11, die getuienis in die hele Judea en in Samaria. En dan van hoofstuk 12 tot by hoofstuk 28, die getuienis tot aan die eindes van die aarde. Handelinge 1 vers 8, vriende, stel die basiese beweging van die plot van die hele boek van Handelinge vir ons uiteen in 'n neutedop. Die verhaal en die getuienis wat van Jerusalem en Judea deur Samaria tot aan die uithoeke van die aarde sal beweeg. En dit, vriende, is die fundament, hierdie woorde, julle sal krag ontvang en julle sal my getuies wees. Hierdie woorde is die fundament waarop 'n bruisende, opwindende geloof gebou kan word. Ons godsdiens bestaan nie slegs in rituele en in sekere handelinge nie. Ons godsdiens, my broeder en suster, as Christene, as gelowiges, is in 'n verhouding met die lewende God self, met die Here Jesus Christus, die verreëse Heiland self. En hy stuur ons. Ons is gestuurdes. Gaan en wees my getuies. Gisteroggend by Minerva Gardens, waar ons in die oggende die Pinksterdiens waarneem, het dominee Pieter Roode toe hy van Diamantveld die boodskap gebring. En toe vertel hy daar van jong mense wat vir hom sê die kerk is, hy het nou 'n woord gebruik wat ek nie graag wil gebruik, maar ek sal dit maar sê, die kerk is boring. Dis 'n lelike woord. Vervelig dan seker maar dis 'n valse woord, valse boodskap, 'n valse persepsie om te sê die kerk is vervelig.
Die kerk, vriende, is alles behalwe vervelig. Daar waar die Gees van die Here werksaam is, daar waar God sy krag openbaar, daar waar daar 'n lewende getuienisaksie is, waar gelowiges getuig van die verlossing in Jesus Christus, van die evangelie, van die koninkryk van God, daar, vriende, is daar nie 'n vervelige oomblik nie. Nee. Dit bruis, dis bruisend, dis opwindend. Dis 'n opwindende boodskap, dis 'n kosbare boodskap. Dis 'n boodskap wat 'n mens se hart vul met blydskap en met dankbaarheid. En nou die disippels vra vir die Here Jesus gaan hy nou die koninkryk vir Israel oprig? Hulle visie is nog te klein, hulle persepsie is nog heeltemal verkeerd. Hulle dink in terme van die volk Israel en dat dit Israel is, dat die koninkryk van God in Israel sal kom. Terwyl die koninkryk van God verder strek, vriende, veel verder strek, dit omvat alle koninkryke, alle heerskappye. Alles sal uiteindelik onderwerp word aan die Here Jesus by sy wederkoms wanneer die koninkryk van God in sy volheid gevestig sal wees. Nou ons lied sê, kom Skepper Gees, skenk ons u krag, vul ons met moed vir elke dag. En die antwoord is eintlik eenvoudig, vriende, die Skepper Gees skenk ons reeds die krag. Julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle moet my getuies wees. Dit is so, vriende, dat wanneer die Heilige Gees oor die volgelinge van Christus kom, dan word die mees onwaarskynlikste persone fonteine van krag, borrelende krag, unieke krag, lewende krag, deur die werking van die Heilige Gees. En ek moet hier beklemtoon en dit dadelik sê, dit kom nie uit onsself nie, vriende. Niks, maar niks kom uit onsself nie. Ons moet onsself nie bluf nie. Ons moet nie dink dat ons dit in ons eie krag kan doen nie. Nee, ons kan dit slegs vermag in die krag wat God ons skenk deur die Heilige Gees. Dis Martin Luther wat gesê het, ons staan soos bedelaars voor God. Ek staan voor die Here met leë hande. Ek het niks wat ek kan aanbied nie. Ek het geen prestasie wat ek kan lewer nie, om daarmee te sê, ek die guns van die Here wil wen nie. Nee, alles is genade, onverdiende guns alleen. En ook dit, wanneer die Heilige Gees in my lewe werk, wanneer die Heilige Gees my lewend maak, wanneer hy my uit die duisternis oorbring in die lig van die evangelie van Christus. Paulus sê, so dramaties is hierdie verandering wat in my lewe plaasvind, wanneer ek hierdie lewe van God ontvang, wanneer ek hierdie krag van die Heilige Gees in my lewe ervaar, so dramaties is dit dat Paulus kan sê in 2 Korintiërs 5 vers 17, as iemand in Christus Jesus is hy 'n nuwe skepsel. Die ou dinge het verbygegaan. Kyk, alles het nuut geword. Hierdie geestelike krag, my broeder en suster, is altyd beskikbaar. En die Heilige Gees dien dit toe volgens sy soewereine wil. God deel sy krag wanneer en hoe hy wil. Hierdie Handelinge 1 vers 8 is ook 'n dramatiese teks. Dit is Christus se laaste verklaring op aarde. En soos ek reeds genoem het, die sleutel tot die boek van Openbaring. Gelowiges ontvang krag om te leef en getuies te wees op 'n wyse wat vir God eer. En hulle wat so leef deur die krag van die Heilige Gees, ervaar die volheid van die lewe. Eers dan leef jy werklik, wanneer jy leef in die krag van die Here.
Dis 'n innerlike krag, vriende, en dit is 'n innerlike krag wat vir u en my in staat stel om in die woorde van Paulus aan die Kolossense, en ons het Sondag aand het ons daarna verwys om in die woorde van Paulus daar om 'n lewe te lei wat die Here waardig is en om in alles tevrede kan stel terwyl jy vrug dra deur elke goeie werk en groei in die kennis van God en deur die mag van sy heerlikheid al die krag ontvang om geduldig in alles te volhard. Dit is die Skeppergees, vriende, wat vir u en vir my daardie krag gee, daardie innerlike krag. Ek praat nie hier van fisiese krag nie, né? Dis 'n geestelike krag. Dis 'n innerlike krag wat die Heilige Gees vir my skenk, wat my daardie innerlike sekerheid gee, daardie vaste vertroue, daardie vaste wete, dat wat ook al kom, ek kan dit hanteer. Paulus sê in Romeine 8, praat hy van die verdrukking en van die vervolging wat die Christene moet ly, en van die stryd en die probleme wat hulle ervaar. En dit is niks vreemds nie, vriende, vir ons ook. Ons ken ook stryd en probleme. Ons het ook partymal verdrukking, ons het ook hartseer en pyn en teleurstellings, maar Paulus sê in al hierdie dinge, sê hy, is ons selfs meer as oorwinnaars deur Christus Jesus wat ons krag gee, deur die Heilige Gees. Die Skeppergees skenk ons sy krag en hy stuur ons, vriende. Ons word gestuur as getuies van die Here. En weet jy, wat 'n beter kwalifikasie om 'n getuie vir Christus te wees as om te gaan in die krag en in die naam van die Here. Ek onthou by geleentheid wat die Here Jesus die 70 uitgestuur het en gesê het, hulle moet gaan na al die stede van Israel en van Juda en hulle moet daar gaan verkondig dat die koninkryk van God op hande is en die mense hulle moet bekeer. En hy sê vir hulle, ek stuur julle soos lammers onder wolwe. Toe ek jonk was dit 'n teks wat vir my geweldig problematies was. Want ek beskou die Here Jesus as die goeie herder. En die goeie herder sal tog sy skape bewaar en beskerm. Hy sal mos nooit sy skape tussen die wolwe instuur nie. Maar hier sê die Here, gaan dan kyk, ek stuur julle soos lammers onder die wolwe. En dit was vir my 'n snaakse teks. Maar 'n godsman, professor Koli Kotse, wat destyds hier in Kimberley was, by die pastorale spreekkamer beman, het vir my dit opgeklaar in 'n boekie wat hy geskryf het. En daarin sê hy dat hierdie woorde van die Here Jesus is sprekend van die stalende selfvertroue van hom wat ons stuur as getuies. Nie in my krag nie. Nie in die krag van mense nie. Nie met geleerdheid nie. Nie met allerlei spesiale kennis nie. Nee, in die krag van die Here. In die krag van die Heilige Gees kan ek 'n getuie wees. Waar? In Jerusalem. En in Judea en Samaria, Jerusalem, daar waar hulle is in die omgewing waar hulle bly, Judea, bietjie verder uit, Samaria. En onthou, die Jode en die Samaritane het mekaar gehaat, vriende. Hulle wou nie met mekaar enige gemeenskap hê nie. Hulle het glad nie met mekaar gepraat nie. Kan julle onthou die vrou by die put, toe die Here Jesus met haar praat, haar verbasing? Hoe is dit dat u wat 'n Jood is met my praat, wat 'n Samaritaan is? Want dit is net nie gedoen nie. Maar die Here stuur hulle selfs na daardie mense toe wat hulle haat, om getuies te gaan wees van die verlossing wat daar in Christus Jesus is, van die evangelie van Jesus Christus. En die krag van hulle sending, julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom. Die kernopdrag, vriende, word in die hart van vers 8 gesien. Julle sal krag ontvang en julle sal my getuies wees. Julle moet my getuies wees. Nou hierdie getuienis, vriende, is om 'n boodskap te bring aan ander. Dis wat getuienis is. En die boodskap wat ons bring is 'n wonderlike eenvoudige boodskap.
Jesus Christus is God wat in die vlees gekom het. Hy het gesterf om vir ons sondes te betaal. Hy is opgewek. Nou is hy verhoog in die hemel. En hy roep ons om in hom te glo en sodoende vergifnis van sondes te ontvang. Dis die boodskap. Dis die goeie nuus. Dis eenvoudig. Ja, dis 'n eenvoudige boodskap, maar luister. Die eise wat dit aan die boodskapper vra, is ernstig. Om effektiewe getuie te wees, vriende, moet daar die woord wees. Maar daar moet ook die innerlike werklikheid wees. Ek kan slegs getuig van dit wat ek self ervaar het. As ek die Here nie ken as my verlosser en saligmaker nie, as ek nie werklik my vertroue in hom gestel het nie, hoe kan ek 'n ander na hom toe lei? En daar moet 'n passie wees vir die koninkryk van God. En ja, ons getuig met ons lippe, ons getuig met woorde. Maar vriende, dit is nie die enigste manier waarop ons getuig nie. Iemand het gesê, ek kan nou net nie onthou wie dit was nie, ek dink dit was een van die kerkvaders wat gesê het, dat mens moet getuig, tydig en ontydig, jy moet altyd gereed wees om te getuig. En dan sê hy, en as dit nodig is, gebruik woorde. Want eintlik, vriende, ons lewe moet 'n getuienis wees. Wanneer mense met my in aanraking kom, dan moet hulle iets van die heerlikheid van die Here ervaar, iets van die vrede, iets van die blydskap van die Heilige Gees, iets van die genade en die barmhartigheid van God moet hulle ervaar wanneer hulle in my omgewing kom, wanneer hulle met my in aanraking kom. My leefstyl, my gedrag, my dade moet die egtheid van my woorde, wanneer ek getuig van die Here Jesus, bevestig. Die Here het gesê, julle is die lig vir die wêreld. Laat julle lig so voor die mense skyn, sodat hulle julle goeie werke kan sien en julle Vader wat in die hemele is, kan verheerlik. En daardie goeie werke, vriende, spruit hieruit, uit die werking van die Heilige Gees in my lewe. Wat ek toelaat dat die Heilige Gees my lei, dat die Heilige Gees my lewe beheer, dat die Heilige Gees vir my voorskryf hoe my lewe moet wees, dat die vrug van die Gees in my werklike lewe, in my lewe 'n werklikheid is. Daardie vrug wat Paulus beskryf in Galasiërs 5 vers 22 en 23, liefde, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid, nederigheid, selfbeheersing. Dit moet die eienskappe van my lewe wees, en dit moet die eienskappe wees, vriende, van my getuienis. En daartoe, luister, daartoe stel die Heilige Gees my in staat deur die krag wat die Gees gee. O Skepper Gees, kom gee u krag. En dit moet daagliks my gebed wees, vriende, dat ek nie my eie krag nie, dat ek nie op my eie wysheid sal staat maak nie, dat ek nie my eie geleerdheid sal gebruik nie, maar dat ek altyd deur sal weet dat ek afhanklik is van die Here en van die Gees van die Here om my te lei en om my te leer. En dan gaan ons lied voort en hy sê ook wanneer pyn en sorge knaag, sal ons met ywer werk en waag. En vriende, dit is 'n werklikheid. Die lewe van gelowiges was nie slegs voorspoedig en sonder enige teëspoed en uitdagings nie. Ons lees net in Handelinge 4 en 5 hoe dat Johannes en Petrus voor die Joodse raad gedaag is en daarna dat hulle geslaan is en in die tronk gegooi was, word hulle beveel om nie langer in die naam van Jesus enige iets te verkondig nie, om hierdie getuienisaksie van hulle te staak. Maar in die krag van die Heilige Gees het Petrus en die apostels hierdie owerstes geantwoord en gesê, ons moet eerder gehoorsaam wees aan God as aan mense. En dit kon hulle slegs sê in die krag van die Heilige Gees. Kort daarna sien ons hoe dat Stefanus deur die Jode vervolg word,
geslaan word, uiteindelik gestenig word. Maar terwyl Stefanus daar staan, terwyl hulle hom met klippe gooi, terwyl hulle in woede teenoor hom losbars, in wat 'n mens amper kan beskryf as 'n boendehof, wat doen Stefanus? Hy verkondig die evangelie. Hy getuig van die Here Jesus Christus. En hy sterf in heerlikheid wanneer hy die Seun van God sien staan. En hy sê, ek sien die hemele geopen en die Seun van God wat staan langs die troon van die Vader. In Handelinge 8 lees ons hoe dat Saulus voor sy bekering die gemeente probeer uitroei deur van huis tot huis te gaan, mense, sowel manne as vroue, buite te sleep, hulle in die tronk te laat gooi, hulle te slaan, die wat verstrooi word as gevolg van hierdie vervolging, is hulle uitmekaar uitgespat en is hulle verstrooi weg uit Jerusalem, maar die woord van die Here sê, die wat toe verstrooi is, het rondgetrek, en wat het hulle gedoen? Hulle het die evangelie verkondig, die evangeliewoord verkondig, want hulle het 'n innerlike krag, wat nie kan buig voor die heersers en die diktators van hierdie wêreld nie. In Handelinge 16 lees ons hoe dat Paulus en Silas in die gevangene gegooi is, nadat hulle met stokke geslaan is. Nadat hulle baie houe geslaan is hulle in die tronk gegooi, sê Handelinge 16 vers 23 vir ons. En wat doen hierdie twee apostels? Hulle kerm nie, hulle huil nie, hulle sê, o, waarom laat die Here dit toe? Ons is dan nou verkondigers, ons is sy getuies. Hoe kan hy toelaat dat hulle ons so martel? Hoe kan hy toelaat dat hulle ons in die tronk gooi, dat hulle ons so sleg behandel? Nee, vriende, dis nie wat hulle doen nie, luister. Hulle sing lofliedere tot eer van God. In daardie omstandighede, hulle voete is in kettinge geboei, hulle lywe is stikkend geslaan. Maar om middernag, lees ons, was Paulus en Silas besig om te bid en tot lof van God te sing, en die gevangenes, wat saam met hulle in die gevangenis was, het na hulle geluister. Ons weet natuurlik ook dat daar 'n aardbewing kom, wat hulle eintlik bevry, en hoe dat daar die hoof van die tronk tot bekering kom, want hy het ook hierdie liedere gehoor en hierdie gebede gehoor van hierdie twee manne, en toe hierdie ding gebeur, toe besef hy, dis hulle God, wat hulle aanbid het, en wat hulle geloof het, wat hulle verlos. En hy vra, wat moet ek doen om gered te word, broeders? En Paulus sê, glo in die Here Jesus Christus, en jy sal gered word, jy en jou hele huis. So die waarheid is, my broeder en suster, dat onder die haglikste omstandighede, wanneer dit sleg gaan, wanneer dit vir ons voel asof ons op 'n plek gekom het, waar niks meer vir ons sin maak nie, waar dit vir ons voel asof alles verlore is, wat ook al daardie omstandighede mag wees, luister ook dan, wanneer pyn en sorge knaag, skenk die Heilige Gees nog steeds die krag, sodat ons kan met ywer werk en waag. Wanneer alles lyk asof dit verlore is, dan sing ons lofliedere tot God. Waarom? Want ons weet, hy is in beheer, en die vrede wat alle verstand te bowe gaan, waarvan ons gisteraand gehoor het, met Dominee Christo, daardie vrede het ons harte gevul, en dit is 'n vrug van die Gees in ons harte. Koning Dawid het by 'n geleentheid uitgeroep, en hy het gesê, ek is magteloos en verkeer in pyn. Mag u verlossing, o God, my beskerm. Roep hy uit, hy's benoud, hy verkeer in pyn, sy omstandighede is vir hom haglik. Dit lyk asof alles tot niet gaan, dit lyk asof alles in mekaar val, en dit voel vir hom asof hy die einde van sy pad bereik het, en hy roep uit, hy sê, ek is magteloos, ek verkeer in pyn, maar mag God, u verlossing, o God, my beskerm. En dan wat doen hy? Luister, hy sê, ek wil die naam van God loof met 'n lied. Ek wil sy naam groot maak met 'n danklied. Ek het nogal daaraan gedink, Cecilia, terwyl die voorsang, ons het hierdie pragtige lofliedere gesing. Mense, is dit nie wonderlik nie, en ek het daaraan gedink, ongeag die omstandighede, pynlik, smartlik, voel asof ek op 'n plek gekom het waar ek nie weet of ek ooit hier sal uitkom nie. Maar ek wil sing tot eer van my God. Ek wil die Here loof.
Paulus het 'n ding oorgekom, vriende. Die skrifverklaring is nie seker presies wat die oorsaak is, wat die probleem was nie. Hy verwys daarna as die doring in sy vlees. En daar's verskillende teorieë oor wat dit mag wees. Ek gaan nou nie daaraan aandag gee nie, maar dit was iets wat vir Paulus 'n probleem was. Dit was vir hom hinderlik. Dit was vir hom 'n pynlike situasie. En Paulus sê in 2 Korintiërs 12, hy sê ek het die Here 3 maal gevra om my te verlos van hierdie doring, om hierdie doring uit te haal wat my so pynig, wat my soveel ongemak en soveel ongerief en soveel hartseer veroorsaak. Maar die Here se antwoord was: my genade is vir jou genoeg, want my krag word in swakheid volbring. My krag word in swakheid volbring. En daarom sê Paulus dan, sê hierdie woorde, hy sê, as iemand dan roem ek. Ek roem nie in my krag nie, want ek het geen krag nie. Ek roem in my swakheid. En vriende, dit is my ervaring, wanneer ek swak is, dan is ek sterk. Wanneer dit vir my voel asof ek nie weet watter kant toe nie, dit vir my voel asof ek wil handdoek ingooi, en alles net laat gaan, dan besef ek skielik, maar ek is sterk, want die Heilige Gees gee my die krag. Hy doen dit vir u, hy doen dit vir elke een van ons. Kom Skepper Gees, skenk ons u krag, vul ons met moed vir elke dag. Ook wanneer pyn en sorge knaag, sal ons met ywer werk en waag. O, vriende, dis die begeerte van my hart, dat dit waar sal wees van elke een van ons. Dat ons hierdie woorde sal kan sê, sal kan bid in opregtheid, en dat dit so sal wees in ons lewens. Amen. O Skepper Gees, Here wat lewend maak. Ons staan net elke keer verstom voor u almag, voor die grootheid van u genade, voor die wonder van u dade, voor die werk, Here, wat u in ons lewens doen. En ons bely ons totale afhanklikheid van u, want dit is niks uit onsself nie. Dis die Here. Dis die Heilige Gees. Dis die drie-enige God, Vader, Seun en Heilige Gees, wat ons geroep het, wat ons uitgekies het, en ons hierdie wonderlike roeping toegegee het, om getuies te wees van die Koninkryk van God. Amen.